Goeienaand, baie welkom by ons tweede aand van ons Pinksterreeks, Pinkster 101 en julle weet nou al die reeks tema, die naam gaan daaroor dat ons sê ons kom bietjie terug na die basiese toe, nee, back to basics rondom Pinkster. Hoe moet ons dink oor die Gees en die gawes van die Gees wat ons spesifiek vanaand so 'n bietjie oor gaan gesels. En dan sluit ons môreaand af. En onthou nou môreaand lekker sop en broodjies en ek sien daar het nog 'n paar name is opgeskryf vir die sop vir môreaand. So dankie daarvoor. Dit lyk daarom of ons genoeg sop gaan hê want môreaand gaan ons nou maar baie meer mense kom. Dit is mos gewoonlik so as ons die nasie voed, dan kom die mense. So môreaand gaan ons lekker afsluit en dan daarna lekker eet. Die reeks gaan ook beskikbaar wees later. Ons stream hom nie, maar Jaco hulle neem hom op, so hulle sal dit dan op YouTube sit vir die wat dit dalk gemis het of vir aand gemis het of dalk weer wil gaan opvolg of dalk my wil kritiseer, maak nie saak nie. Dit gaan op YouTube wees. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Daar waar jy sit, word net rustig. Vergeet van die dag. Fokus op die Here se teenwoordigheid in hierdie oomblikke, hier vanaand waar ons bymekaar is en ook in jou eie lewe. So word vir 'n oomblik stil. Here, ons aanbid U vanaand as Vader, Seun en as Heilige Gees. Amen. Gisteraand het ons gesels oor die moment, die oomblik daar in Handelinge 2 toe die Heilige Gees uitgestort is. Ons het so 'n bietjie in die simboliek daarvan ingegaan, die simboliek van die wind en die vuur en die harde geluid en wat dit alles simboliseer. En dan het ons vir mekaar gesê dat die uitstorting van die Gees, sal julle onthou, het die disippels se lewens verander. Dit het hulle lewens verander van persone wat bang was en onseker was en direk na die uitstorting in persone wat met vrymoedigheid die evangelie verkondig het. En arme ou Petrus wat vir Jesus verloon het, na die uitstortingsgebeure het hy met waagmoed en selfversekerdheid het hy met die Joodse Raad gepraat, vir wie hy aanvanklik bang was. Nee, so ons het iets gesê van die Heilige Gees, wat in ons lewe kom, wat ons lewe kan verander. En die twee vrae wat ons gisteraand vir mekaar gevra het, was, die eerste een was, is jy bewus van die werking van die Gees in jou lewe? En die tweede ene wat ons vir mekaar gevra het, was, leef jy met 'n verwagting dat God deur die werking van die Heilige Gees jou kan gebruik om diensbaar te wees in sy koninkryk. So daarmee het ons geëindig gisteraand. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie verskynsel wat ons in die Bybel raak lees, rakende die gawes van die Gees, nee. So die vraag sou wees vanaand, so hoe werk die Gees dan in ons lewens? Hoe werk hierdie Gees in ons lewens? Wat doen hy? Wat is sy doel? Nee, so ons gaan so 'n bietjie rondom dit gaan ons gesels vanaand en ek hoop ek kan dit so 'n bietjie vir julle uitpak op so 'n manier dat dit ook vir ons almal verteerbaar is, nee, rondom die werking van die Heilige Gees. Nou op Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, het hy was nie net uitgestort nie, maar hy het mense bemagtig om diensbaar te wees. Dit wat met Petrus hulle gebeur het, die disippels, hulle was bemagtig, nee, om dit te gaan doen waarvoor God hulle geroep het om te gaan doen, nee, om die evangelie te gaan verkondig, om vir mense te gaan leer.
So kan ons vir mekaar sê dat die Heilige Gees vir ons gereedskap gee om ons te help om diensbaar te wees in die koninkryk van God. Ons gaan vanaand sien, ons gaan 'n bietjie praat oor om diensbaar te wees in terme van die liggaam van Christus. Wat dit beteken, Paulus is lief vir daai beeld wanneer hy praat oor die kerk, oor gemeente wees, oor liggaam van Christus. So ons gaan nou so 'n bietjie daaroor gesels, nee, maar kan ons vanaand vir mekaar sê, nee, die Heilige Gees wat 'n vakman is, wat ons toerus met gereedskap om diensbaar te wees, nee, en is baie belangrik hierdie woordjie diensbaar. Julle gaan sien, dit kom oral uit. Veral wanneer Paulus oor hierdie goed praat, nee, diensbaarheid, met ander woorde die Gees wat ons bemagtig om te gaan diensbaar wees. En die vraag is nou, hoe is ons diensbaar? En dit gaan ons 'n bietjie oor gesels. Maar ons word toegerus met gereedskap om diensbaar te kan wees. Jesus sê dit self, nee. In Lukas 4 vers 18 dan sê Jesus, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. So Lukas gebruik hierdie spesifieke woorde van Jesus. Onthou nou die armes, as 'n ou nou, ons het so 'n bietjie in die Bybelskool, of nie in die Bybelskool nie, in die Bybelstudiegroep op Dinsdae het ons 'n bietjie hieroor gesels. Lukas wat maar baie gefokus was op die ouens wat op die uithoeke is, nee, die grensgevalle. Die belangrike ouens was altyd die rykes gewees, die ouens met eer en aansien en mag, en hulle het gedink dat, jy weet, geloof is eintlik maar net vir hulle bedoel, en Lukas wat dit baie pertinent maak en sê, maar dit gaan oor die armes, wat dan die weduwees en kinders en fisies arm en so aan gebreklik is, hulle almal insluit, so die evangelie is vir almal. Nou sê Jesus, in die woorde van Lukas, sê hy, die Gees is op my, sodat ek die evangelie kan verkondig. So wanneer Jesus praat oor die Gees, onder andere dan in hierdie gedeelte, dan plaas hy die klem op die verkondiging van die evangelie. Met ander woorde, die vertel van die goeie nuus. So die Gees gaan nie primêr oor ons nie. Gaan nie primêr oor my nie. En ek dink dis die groot fout wat so baie mense maak, wat so baie gelowiges maak, en baie van ons kerkgenootskappe maak, is om te dink dat die Gees, die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en as ons nou praat oor die gawes, dat dit oor my gaan. Die Gees bemagtig mos nou vir my. Dan kry ons baie keer hierdie idee dat mense dink hulle is baie oulik. En hulle is baie geseënd omdat hulle oulik is. En dis bloot net glad nie wat die Bybel ons wil leer rondom die Gees en die gawes van die Gees nie. Dit gaan nie oor ons nie. Ek onthou so goed, toe ek 'n kind was op hoërskool, het 'n dominee kom preek, en dit was 'n aangrypende beeld vir my wat ek tot nou toe nog onthou. Hy het gepraat van om te sê, as ons diensbaar is in God se koninkryk, moet ons toelaat dat God ons gebruik, nee, anderswoorde die Heilige Gees wat ons gebruik in sy koninkryk, en hy het die voorbeeld van 'n handskoen gebruik, hy het 'n handskoen daar gehad wat hy aangetrek het, toe sê hy, God is die hand en ons is die handskoen. So ons moet die handskoen wees in God se hand, en God wil ons gebruik, en hy is die een wat wil werksaam wees in hierdie wêreld, maar hy gebruik ons, nee, wat die handskoen is. So ons moet nie op ons eie aankarring en dinge probeer doen nie. Ons moet deur die werking van God in ons lewe, en dan in ons taal vanaand, die werking van die Heilige Gees in ons lewe, moet ons hierdie handskoene wees, nee. Nou, daar's 'n paar plekke wat ons raak lees in terme van hierdie gawes van die Gees. Gisteraand het ons vinnig geloer na die uitstorting, maar daar's 'n gedeelte byvoorbeeld in Efese of in Efesiërs in die stad Efese waar Paulus 'n bietjie met die ouens gesels oor die kerk, en ons gaan net vinnig daarna kyk, nee, ons gaan nou nie diep daarop ingaan nie, maar dis net interessant om te sien wanneer Paulus so 'n tipe van 'n inleiding vir ons vir ons volgende teksgedeelte wat ons gaan nadink oor, hoe Paulus hierdie goed benader, nee. So in Efesiërs 4 vers 11 tot 13 dan staan daar die volgende. En dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars, nee. En sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.
So met ander woorde weer eens wanneer Paulus hierdie spesifieke groep gawes wat Paulus dan nou hier noem, is baie gefokus op die tipe van die leierskap van 'n gemeente of in 'n groep gelowiges, nê? Jy sien die profete, evangeliste, die apostels, met ander woorde die ouens wat leer. Die ander wat lering bring, nê. So nou sê hy selfs hierdie ouens wat in die gemeente lering bring, nê. Selfs hulle doen dit vir die opbou van die liggaam van Christus. Hulle doen dit nie vir hulle self nie. En die oomblik as 'n iemand wat in 'n leierskapsposisie in 'n geloofsgemeenskap dink dat dit oor homself of oor haarself begin gaan, dan sit hulle weer eens die stoel heeltemal mis. Want hier sien Paulus dit baie duidelik, selfs die leiers, nê, wat hierdie gawe gekry het van, en ons kan nou lank ingaan rondom profeseë en die tipe van dinge, profete en apostels en wat dit alles beteken. Daar's baie spesifieke betekenisse binne die konteks van die Bybel, en ek dink vandag trek ons dit baie keer skeef en uitmekaar uit en ons maak iets daarvan wat dit nie regtig is nie. Maar ons gaan nie vanaand daarop ingaan, daar's nou nie tyd daarvoor nie. Die punt is net, ouens in leierskapsposisies wil Paulus net sê, hulle selfs is die ouens wat hulle self moet oorgee in terme van dat dit gaan oor die liggaam van Christus. So in hierdie spesifieke gedeelte in Efesiërs 4 praat Paulus van die eenheid van die gemeente. Die eenheid van die liggaam van Christus. So dis die agtergrond, en dan sê hy die eenheid hiervan, selfs die ouens wat lering bring, moet hierdie eenheid bewerkstellig, dat dit nie gaan oor 1 of 2 of 3 mense nie, dit gaan oor Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof, nê, hoor julle, daar kom die eenheid in, nê. En in ons kennis van die Seun van God, weer eens, die kennis van die Seun van God, met ander woorde, die Gees wat ons bemagtig om te praat oor die Seun van God, die Seun van God wat in die middel staan daarvan, nê. En dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. As ons na Paulus gaan luister in Korintiërs, dan leer Paulus ons 'n paar beginsels rondom die werking van die Heilige Gees. En net voor ons oor hierdie paar beginsels gesels, dink ek is dit belangrik dat ons net so 'n bietjie die konteks skep waarmee Paulus besig is, of dit wat gebeur het in die gemeente daar in Korinthe, dat iets spesifieks gebeur wat ons nou oor sal gesels, en dan skryf hy vir hulle hierdie brief, en in hoofstuk 12 tot omtrent in hoofstuk 14 dan praat hy amper net oor die Gees en die werking van die Gees en hoe hulle dit moet interpreteer. Nou hoekom doen hy dit? Want die gemeente daar in Korinthe, hulle was verdeeld en geskeur gewees, nê. En hulle was nie verdeeld en geskeur omdat hulle nie noodwendig om dieselfde vuur kon sit oor sekere teologiese gesprekke nie. Nee, hulle was baie geskeur gewees rondom hulle verstaan van die liggaam van Christus wat direk te maak het met die Gees van God en hoe die Gees werkbaar is, nê. So met ander woorde, jy sien amper in jou kop as Paulus praat met die ouens daar in Korinthe, dan sien jy amper wanneer jy dink aan die liggaamsmodel van Paulus, en dan sien jy amper 'n groepie klomp oë, en jy sien hier 'n groepie hande, en jy sien hier 'n groepie ore, nê. Dis asof hulle het hierdie skeuring binne die gemeente beleef, want hulle het gedink dat elke groep het gedink hulle is die belangrikste. Hulle gawes en wat hulle doen, hulle is die belangrikste in die gemeente. En so het hulle half te mekaar half beklei en onderlangs begin beklei, maar ons is die belangrikste. Ons het hierdie gawe, of die Gees gebruik ons op hierdie manier, en dis hoekom ons die belangrikste is. So Paulus hoor hierdie goed, nê. En wanneer hy met hulle hieroor praat, dink ek nie was hy noodwendig in 'n vriendelike by gewees nie. Want hierdie goed raak die hartjie van die evangelie. Hierdie hele konsep van ek is beter as jy, ek is beter as daai groep mense, het teen die grein van Paulus se teologie, Paulus se verstaan van geloof ingegaan. En dis presies dan wat hier gebeur. So hier kom Paulus, en in 'n sekere sin kan ons sê, Paulus praat baie keer maar met ons ook vandag, nê. Ek dink nie vandag het ons noodwendig in die gereformeerde tradisie gekibbel rondom die belangrikste gawes en daai tipe van dinge nie, maar ons het ook 'n stryery wat ons kry, en ons is geneig om ook te groepeer saam met groepe mense met wie ons meer saamstem en dink maar hierdie ouens ons is bietjie belangriker as hierdie groep mense in die gemeente, en ons het ons eie redes
of kriteria wat ons gebruik om dit te doen, nê. Of dit nou gaan oor hierdie groepie ouens wat baie geld het, hierdie groepie ouens wat mooi kan praat of sing of wat ook al die geval gaan wees, nê. So dis nogals bekend vir ons ook vandag, maar dis wat daar gebeur het hier in hierdie gemeente, nê. So wat gebeur het, is hulle die fokus weggeskuif van God af en die fokus op hulle self geplaas. En dis die groot fout, hierdie groeperinge wat begin plaasvind het, en net deur te sê, ons is belangriker as julle, wat doen hulle? Hulle vat die fokus weg van God af. Hulle vat die fokus weg van Christus af. En hulle plaas dit op hulle self. Ons is die belangrikste. So dit gaan oor ons, me, myself and I. En dan kom Paulus met die hele liggaamsmodel. En dan sê hy vir hierdie ouens, hy sê nee. Hy sê die liggaam is een, Christus as die hoof. Maar elke deel van hierdie liggaam is belangrik. Daar's nie een deel van hierdie liggaam wat belangriker is as 'n ander deel nie, maar daar moet 'n verskeidenheid wees van liggaamsdele vir hierdie liggaam om te kan funksioneer. Daar moet hande wees, daar moet oë wees, daar moet ore wees, daar moet 'n mond wees. Daar moet voete wees. Nee, julle ken daai hele metafoor wat Paulus gebruik, daai beeld wat hy gebruik terme van die liggaam. Nou kom en hy sê vir hierdie ouens, julle is verdeeld. Julle moenie verdeeld wees nie. Nie een is belangriker as die ander ene nie. Christus is die hoof, hy is die belangrike. En dan is die liggaam werksaam onder die hoof en dis Christus deur die werking van die Heilige Gees. So hy help hulle om te besef, dit gaan nie oor hulle nie en hulle is elkeen belangrik. Die genadegawes, met ander woorde soos hy dit noem in Korintiërs, is ewe belangrik. En dan gee hy 'n klomp verskillende of ten minste 'n lys van verskillende gawes. Dit deel hy dan met hierdie ouens in Korinte. Interessant genoeg, jy sal sien dat wanneer Paulus skryf aan die verskillende gemeentes, wanneer hy oor gawes praat, is daar van die gawes wat ooreenstem met mekaar, maar jy sal ander gawes by ander gemeentes kry. Dis nie noodwendig dieselfde, sê net maar 12 gawes wat hy oral gebruik. En hoekom sê Paulus, of hoekom doen Paulus dit? En ek dink as hier waar ons ook baie keer die pot mis sit, is, ek dink, Paulus doen dit omdat die werking van die Heilige Gees daar is om jou te bemagtig, soos ons nou gesê het, om die evangelie uit te dra aan mense, punt nommer 1, en punt nommer 2 ook, om mekaar te kan dien. Ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor praat. En om dit te kan doen, is daar sekere goed wat dalk moet gebeur. Nou in Korinte was daar 'n spesifieke konteks, daar's 'n spesifieke tipe mens wat daar bly, hulle het 'n spesifieke tipe leefstyl, hulle het hulle eie uitdagings en dinge wat hulle beleef en ervaar in Korinte wat dalk anders is as in Efesiërs, anders is as in Galasiërs, nê. So dieselfde gawes is nie noodwendig van toepassing, aan die ander woorde die werking van die Heilige Gees is nie noodwendig presies dieselfde in elke gemeente nie, want die konteks verskil. So dis vloeibaar, nê. So wat wil Paulus daardeur sê? Hy wil eintlik daardeur sê ook dat God gaan jou toerus deur die werking van die Heilige Gees om te doen wat hy wil hê jy nou moet doen. In jou konteks, daar waar jy besig is. Dis waaroor dit gaan. Ons is baie geneig om vir mekaar te sê, jy weet, ek het hierdie gawe, wat dit ook al mag wees, nê. En aan die een kant is dit oukei, ons verstaan dit, ek gaan nou so 'n bietjie daaroor praat, maar ek dink die beginsel wat Paulus probeer neerlê is om te sê dat wanneer jy in 'n spesifieke situasie is, gaan die Gees jou bemagtig met 'n gawe sodat jy in daai situasie dit kan doen wat jy moet doen om die evangelie te verkondig, of om diensbaar te wees in die koninkryk, of om die liggaam van Christus te dien. Dis die verskil. Dis die verskil. En gaan lees maar wanneer hy praat oor die gebruik van hierdie nogals 'n vreemde konsep vir ons gereformeerde leer, is hierdie praat in tale, nê. En dit is nou nie wat ons gisteraand oor gepraat het nie. Die gisteraandse praat in tale was spesifieke tale wat ons vandag het, sodat die evangelie in daai taal kan verkondig word, maar daar is daar's 'n teologie en 'n teorie rondom 'n ander tipe tale wat mense dalk praat, hemelse tale, wat ook al mense dit wil noem, maar wanneer hulle oor hierdie goed praat, dan is Paulus baie regtig daaroor om te sê, maar onthou net,
Daai help julle praat oor daai goed, nie help julle praat so nie en niemand kan dit uitlê nie. As dit nie 'n doel het nie, hoekom doen ons dit? As dit nie tot uitbouing van die koninkryk of die liggaam van Christus dien nie, hoekom doen ons dit? En dis weer eens baie ons vind dit in baie van ons kerkgenootskappe vandag dat dit baie gaan oor hulle self. En die individue, ek is oulik, ek het hierdie gawe. Maar hier kom Paulus en hy sê nee. Die Gees se doel is om jou te bemagtig om in daai oomblik in daai situasie. Met ander woorde, kom ons praat gou oor Paulus het amper 2 tipe groeperinge van gawes as hy praat oor die Heilige Gees. Die een groepering noem hy die gewone gawes, kan ou maar sê. Dis goeie soos 'n bemoediging of jy weet, iemand wat lekker praat, wat lekker kan vertel, wat uit die woord uit dinge verkondig, mense wat goed daarmee is om vir ander mense te bid byvoorbeeld, nê. So dis amper gewone goed. En nou kan jy agterkom die gewone gawes wat Paulus van praat, het baie ook te doen met ons eie menswees. Met ander woorde, ons persoonlikhede. So iemand wat van nature omgee vir mense sal waarskynlik in Paulus se taal die gawe van bemoediging hê. Of iemand wat baie maklik praat, 'n ekstrovert wat baie maklik kan praat, sal byvoorbeeld waarskynlik kan jy maar sê in daai terme die gawe hê om te kan die evangelie met gemak te kan verkondig, om met gemak te kan praat oor die Bybel en oor Jesus en wat daarmee alles saamgaan hè. Nou vind ons baie keer dat jy dalk in 'n situasie beland het waar jy uit jou gemaksone uit beweeg het en jy moes uit jou gemaksone uit beweeg het. Jy was dalk 'n introvert en jy vind jouself besig om met iemand te praat oor die evangelie en dis nie eintlik jy nie. En jy kom agter dat jy eintlik dit met gemak deel met hierdie persoon en na die tyd as jy daaroor dink en dink jy dit kon nie ek gewees het nie. En dan sê Paulus, dis die Gees wat jou bemagtig het om baie oomblik die evangelie te verkondig. Of om dalk vir iemand te bid, nê. So dis die gewone gawes wat te doen het met ons persoonlikhede, dink ek ook tog. En dan die ongewone gawes wat Paulus dan sal sê rondom genesing en profesie en daai tipe van goeters. En dan Paulus plaas baie meer klem op die gewone gawes as die ongewone gawes. So as jy gaan lees daar in Korintiërs, dan kom jy dit agter. Hy kritiseer eintlik baie die ongewone gawes. Hoekom? Want die ongewone gawes het die geneigtheid om mense te laat voel hulle is goed, hulle is oulik, hulle is spesiaal, hulle is verhewe bo ander. Hy plaas baie meer klem op die gewone, en die gewone gawes is baie meer diensbaar op die einde van die dag, en dis wat Paulus se gedagte is, nie. So dis amper 'n tipe van 'n verskil, as jy wil, hulle so 'n bietjie uitmekaar uithaal, maar die punt bly net dat die Gees vir ons bemagtig, met wat ook al ons nodig het, om in sekere situasies die evangelie te kan verkondig of om mense te dien. Ek sal nooit vergeet daar in Zambië, toe ek die uitreiking gedoen het daar in Zambië, die een spesifieke aand, daar het 'n ou saamgegaan Zambië toe, en hy het van die begin af vir my gesê, luister, ek gaan niks van hierdie goed doen, wat mense doen op 'n uitreik nie, ek gaan nie vir mense bid nie, ek gaan nie praat oor die evangelie nie, ek sal help met die kos maak, en as ek voertuig breek, sal ek help om die voertuig reg te maak. Toe sê ek vir hom, dankie tog, want ek kan nie. As 'n voertuig breek, gaan ek daai wolwefluit gee as jy die bonnet oopmaak. Maar ek sê, ek doen daai fluit nie, omdat ek weet wat ek sien nie, omdat ek eintlik niks weet wat ek sien nie. So dis moeilikheid, ek weet nie wat nie. Maar hy kan dit doen. So okay, hy het 'n werk gehad, hy het 'n rol gehad, maar wat gebeur het was, en dit was vir my so 'n tipiese voorbeeld van hoe God iemand gebruik het buite homself in 'n sekere sin. Want hierdie ou, as ons in die aande uitgegaan het en die Jesus film gewys het en die mense dan gekom dat ons vir hulle bid en alles wat daarmee saamgegaan het, hy in die bakkie gebly. En hy het net altyd daar agter een kant in die bakkie bly sit. En die een aand, terwyl ek nog met die mense praat, sien ek, daar stap iemand na hom toe, een van die Zambiërs, nê. En ek dink, wat gaan nou hier gebeur? En ek sien hulle is daar doenig en gesels, man. En ons gaan terug na ons kampterrein toe,
En ek praat so 'n bietjie, maar ek sê van wat het daar gebeur? En daai ou kon nie vir my ophou vertel dat hy hierdie geleentheid gehad het om hierdie ou na die Here toe te lei nie. Ek sê vir my, Here het gesê jy wil dit doen nie. Hy sê ek weet, ek het vir Here gesê ek gaan dit nie doen nie. Hy sê maar daai oomblik het daai ou met my kom praat en ek het hom vertel, dis wat ons doen. Hy het eintlik net kom vra wat doen ons? Toe vertel ek hom wat ons doen. Voor ek weer sien dat ek die evangelie aan hom verkondig. Voor ek weer sien toe wil hy sê lewe vir die Here gee. En dit was net vir my so 'n ongelooflike voorbeeld van iemand wat in daai oomblik, in daai konteks, die God het hom bemagtig. God het vir hom die gereedskap gegee wat hy nodig gehad het om sy werk te doen. En dis die kern daarvan. Dis die kern daarvan. Dis wat belangrik is rondom die Gees en dit wat die Gees dan aan die einde van die dag in ons lewens doen. En dan in 1 Korintiërs 12 tot 14, die hoofstuk 12 en 14, het ek nou vir julle gesê, is Paulus hier besig om te praat oor hierdie goed. So ek wil 6 beginsels net noem, wat Paulus half uitlig. Daar's waarskynlik meer daarin, maar ons het nie tyd vir almal nie. Maar net 6 beginsels, wat ek dink Paulus ons leer, wanneer ons moet dink, en wanneer ons praat, oor die Heilige Gees, en die gawes, en dan ook die werking daarvan, in ons lewens en in die gemeenskap se lewens, nê. So ek gaan so 'n bietjie, ons gaan so 'n bietjie daarby stil staan, nê. So julle sal sien ek het 6 teksgedeeltetjies uitgehaal, net kort stukkies daarvan. Jy kan gerus die hele hoofstukke 12 tot 14 kan jy gaan lees by die huis en jy sal die groter prentjie, die voller prentjies sien, maar ek het net sulke gedeeltetjies uitgehaal wat ek dink dit is wat Paulus eintlik sê. Die eerste beginsel is Paulus wat sê deur my gawes bely ek Christus is my Here. Okay, hoekom sê Paulus so? Hoekom sê ek Paulus so? 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 3 wat sê wat die gawes van die Gees betref, nê? Gawes van die Gees, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Jy kan sommer hoor Paulus is amper sy stemtoon, nê? Julle moet nou ingelig wees. Kom ek vertel vir julle. Hier's waaroor dit gaan. Dan sê hy, julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. En daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die Gees van God praat nie en niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Nou dis 'n vreemde gedeelte en ek het al vreemde verduidelikings daarvan gehoor. As jy hom uit sy groter hoofstuk uithaal, kan 'n ou nog ons weird goed daarvan maak, nê? Mense wat byvoorbeeld sou sê, maar Paulus sê mos nou hier vir ons, jy weet, mense wat nie God aanbid nie, kan nie sê Jesus Christus nie. Dis nie wat daar staan nie. Wat Paulus vir ons probeer sê daar is dat iemand wat deur die Gees leef, iemand wat bewus is van die Gees in sy lewe, van God se Gees in hulle lewe, wanneer hulle daaruit en vanuit daai posisie uit Christus verkondig, dan val die klem op Christus en op die verkondiging daarvan. So my gawes, die werking van die Gees in my lewe, help my om Christus te bely. In my eie lewe, maar ook in die lewe van ander mense. So dis die eerste beginsel en ons het al bietjie oor hom gesels, nê. So kom ons beweeg na die tweede ene toe. Die tweede beginsel is gawes word gebruik tot voordeel van ander. 1 Korintiërs 12 vers 7, dan sê Paulus, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. So dis nou hier waar hy praat oor daai hele liggaamsmodel, né? Jy sal dit gaan lees daar in hoofstuk 12. Dan sê hy maar hierdie liggaamsdele is in elk geval nie bedoel net vir jouself nie. Jy's deel van hierdie liggaam vir ander. En dis 'n klemverskywing wat ons moet maak as gelowiges in ons lewe. Want ons is so geneig om dit na onsself toe te bring. Ons is so geneig om geloof eintlik net iets van onsself te maak, waar ons baie plekke in die Bybel lees, dat dit eintlik gaan oor diensbaarheid in die gemeenskap, diensbaarheid in mense se lewens, om dan in hierdie geval 'n geloof in die werking van die Heilige Gees tot voordeel van ander mense moet wees. So dis 'n belangrike beginsel, wat ons moet toepas in ons lewe, wat Paulus ons mee help, nê.
En dan die derde beginsel, gawes ondersteun gelowiges sodat hulle maksimaal kan groei in hulle geloof. En ek het vanaand vir Leon gevra om die lig op daai prentjie van ons plaas en ek dink ons gaan nou baie klem op hierdie prentjie begin lê soos wat ons aangaan in hierdie jaar, maar ons tema is groei. En groei waarin? Nie in lengte of in breedte nie, maar groei in ons geloof, groei in ons verhouding met die Here. En deur die Heilige Gees se werking in ons lewe help hy ons, bemagtig hy ons om te groei in ons verhouding met die Here. Maar meer as dit, dat ons dit kan gebruik sodat ons ander mense kan help om ook te groei in hulle verhouding met die Here. Hoor julle die klemverskywing? Ja, vir jouself ook, maar deur jouself en die werking van die Heilige Gees om ander te help om te groei in hulle verhouding met die Here. 1 Korintiërs 12 vers 18 tot 20 wat sê, maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. So hier sê hy, ons liggaamsdele moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar dien, ons moet mekaar help om die beste te wees wat ons kan wees in terme van ons geloofslewe, in terme van hoe die Here ons wil gebruik. So in daai klein gemeentetjie daar in Korinte, wat waarskynlik nie baie groot groep mense was nie, het hy vir hulle gesê, wees daar, ondersteun mekaar, deur die werking van die Heilige Gees moet julle mekaar opbou, moet julle mekaar help om te groei in julle verhouding met die Here. Weereens die klem wat baie meer wegbeweeg van ons af na ander mense toe. Hoor julle iets van Paulus, hoe hy die heeltyd na buite toe gaan, nê? God, Christus, die werking van die Heilige Gees deur my na die wêreld toe, nê? Dis amper hoe Paulus dit uitpak vir hulle. En dan nommer 4, iets wat ek en jy baie weet, maar let op dat wanneer Paulus praat oor liefde, nee, kom ons lees dit eers daai gedeeltetjie 1 Korintiërs 13 vers 13 en nou geloof, hoop en liefde bly en hierdie 3 en die grootste hiervan is die liefde. Ons ken dit almal baie goed, maar kyk waar staan dit? Dit staan in die middel van hierdie gedeelte waar Paulus met die ouens besig is om met hulle te praat oor die gawes van die Gees en die werking van die Gees, van die Heilige Gees, van God se Gees in hulle lewe. Kyk waar staan dit? So hier's 'n hoofstuk 12, in die begin van hoofstuk 13 dan praat hy met hulle oor hierdie liggaamsmodel en hy praat met hulle oor die gees wat daar moet wees verander. En dan is hierdie ouens, jy kan agterkom hierdie ouens het 'n klomp weird idees, vreemde idees oor die gawes en hoe hulle dit interpreteer en dan kom Paulus asof hy homself so stop in die middel van sy gesprek met hulle en dan sê hy maar kom ek vertel vir julle van die liefde. En onthou wanneer Paulus hier van die liefde praat, is hy praat nie van die liefde, is so mooi, net daai, is so pragtig. Nee, Paulus is kwaad wanneer hy raas hier met die gemeente. En julle ken dit man, nê. Al praat jy die tale van engele, hoor wat sê Paulus, nee, nou maak dit sin binne in die konteks van die gawes van die Gees. Al praat jy engele tale, as jy nie die liefde het nie, as jy 'n galmende simbaal, as jy 'n hol drom wat net geraas maak en niks beteken nie. So hier kom Paulus, 'n belangrike beginsel wat hy vir ons leer om te sê dat wanneer ons dink oor die Heilige Gees en die gawes en hoe die Gees ons toerus, moet liefde amper een van die sentrale pilare wees waarop dit staan. Want as ons dit nie uit liefde uitdoen nie, dan mis ons die punt. En hierdie liefde natuurlik God se liefde vir ons, nê? Die agape liefde of agape liefde, hoe jy dit ook al wil uitspreek. Aan die ander wyse hierdie goddelike liefde wat hy aan ons bewys het. En hierdie goddelike liefde is liefde wat opofferende liefde is, liefde wat diensbare liefde is. Nou sê hy, wanneer die Gees in ons werk, moet hierdie een van die pilare wees waaruit die Gees in jou lewe werk of jou bemagtig. Dit moet wees uit liefde uit. Jy moet dit nie doen omdat jy voel jy word gedwing nie. Jy moet dit nie doen omdat jy in die eerste plek lief is vir jouself nie. Jy moet dit doen omdat jy regtig God se liefde beleef in jou lewe en God se liefde uitleef na die wêreld daar buite. Dit is 'n belangrike beginsel, maar ek hoor baie min dat ons praat oor liefde
wanneer ons praat oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. Vyfde beginsel, gawes moet die kerk opbou. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 4 wat sê, julle moet die liefde nastreef, nee, gaan aan met die liefde konsep. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone taal of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Nee? Moet nou nie vasgevang raak in hierdie ongewone taal en klanke. Dit kan 'n ou later uitpak en vertel waar dit gaan. Maar kom ons, Paulus, wat hy eintlik vir hierdie ouens probeer sê, is wanneer hy sê profeteer, onthou wat is profeteer? Profeteer in vandag se konteks. Ons het profete gehad in die Ou Testament, hulle het nog nie 'n Bybel en goed gehad nie. God het deur die profete met die volk gepraat, dis hoe dit gewerk het. Vandag praat God deur die Bybel met ons, deur sy woord met ons, nê. So om te profeteer vandag is nie om te voorspel nie. En dis waar ek dink baie mense baie van ons kerkgenootskap by die pot mis sit, nê. Ek sit eendag in 'n kerk en in een van hierdie snaakse kerke en ek weet nou nog nie hoe dit daar beland nie, maar nou sit ek daar. Nou sê die pastoor af en vooraf, luister, julle moet nou profeteer nou vir mekaar. Nou en ouetjie sit nou daar en niemand weet ek is 'n dominee daar nie. En hierdie ou langs my hy profeteer toe nou en hy sê toe vir my, Here wys my jy loop op 'n brug en daar's vlamme om jou wat jou brand, maar hou net aan loop, dit gaan jou ophou brand. Nou sit ek sit nou nog en dink oor dit. Maak nie vir my sin nie. Maar dis nie profeteer nie, dis nie die Bybelse beginsel van profeteer nie. Profeteer beteken ek praat met iemand vanuit die woord van God uit. Dit is wat ons vandag verstaan rondom profeteer en profeseer. Dis skrif gebaseerde beginsels. Nou sê Paulus vir ons, profeteer, eerder profeteer as wat julle hierdie ander snaakse tale en goed gebruik. En hy sê teen dit nie, hy sê maar net, weer eens, dit is iets in jou en God, maar dit is belangriker dat dit gaan oor die mense om jou en tot die opbou en die bemoediging en die vertroosting van mense. Baie belangrik. Klem wat weer verskuif, weg van onsself af, na God toe en na mense toe. En die opbou van ons gemeente, hier waar ons sit in Eldorein, is een van die beginsels van die werking van die Heilige Gees, is dat ons mekaar bemoedig, mekaar versterk, mekaar vashou. En dit is nie altyd maklik nie, nee. Dit is nie altyd maklik nie. En dan die laaste beginsel, gaan met hom afsluit. Gawes moet op 'n ordelike manier geskied of gebruik word, nê. 1 Korintiërs 14 van vers 29 af, en sê Paulus, wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom en die ander moet beoordeel wat hulle sê, maar as 'n ander een wat daar sit 'n openbaring ontvang, moet die spreker stil bly. Julle kan almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. Weereens, dis die doel daarvan. 'n Profeet het immers beheer oor sy gees. God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar 'n orde van orde en vrede. So aan die ander woorde, hier kom Paulus en hy sê vir hierdie ouens, ons moet pas op dat hierdie goed nie hande uitdruk nie. En as jy nou daai gedeelte gaan verder lees, of ten minste daai hele gedeelte gelees, dan kom jy agter, hy praat maar weer daaroor, oor die tale, dan sê vir die ouens, dis great, as haar taal is great, maar as niemand dit kan uitlei nie, soos ek nou gesê, dan beteken dit niks nie. Dan sê as almal ook net hier rond in bond begin profeteer, en te kere gaan, en dis net 'n gemors en dis chaos, nee, wat bereik julle daardeur? Niemand hoor wat niemand sê nie, dit is net 'n gemors. Dan sê Paulus, daar moet orde wees. En ek dink dit is 'n belangrike beginsel, want weer eens het ek in kerke gesit wat die ouens gesê het, right, nou praat nou in jou taal. Dan sit jy daar en almal trek los en is chaos. Niemand hoor wat niemand sê nie, niemand verstaan wat niemand sê nie, en is chaos. En hier kom Paulus en hy is baie eenvoudige beginsel. Ons orde.
En hy praat nie noodwendig van orde in terme van soos wat ons baie keer in die gereformeerde tradisie 'n orde verstaan nie. Ons hou daarvan om hierdie teksvers te gebruik om te sê ons moet stil bly, ons moet statig, ons mag nie praat as ons hier instap nie. Ons moet jy weet, daai tipe van orde, dis nie wat Paulus bedoel nie. Hy bedoel net dat wanneer ons besig is met God en met God se werk en wanneer die Gees in ons lewe besig is, dan moet daar 'n doel wees daar agter en die doel is die verkondiging van die evangelie, die opbou van die gemeente, die bemoediging, die bid vir mekaar. Dit is waaroor dit gaan. So daar is 6 beginsels wat Paulus ons mee help. En ek hoop dit help julle ook so bietjie, dit help my wanneer ek oor hierdie goed dink. So net om af te sluit. Die werking van die Heilige Gees gebeur nie in isolasie nie. Nie wanneer ek Paulus lees nie. Dit gebeur wanneer ons almal bymekaar is, wanneer gelowiges bymekaar is. Die werking van die Heilige Gees help ons om ander mense raak te sien. Dit help ons om mense om ons raak te sien. Dit help ons om hierdie selfsugtige siekte wat ons in ons vandag se moderne tyd het, om te besef dat ons hierdie siekte moet afskud en ons moet mense raak sien. Dalk gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor iets groters. En die werking van die Heilige Gees help ons om mekaar raak te sien. Om mekaar se seer raak te sien, om mekaar se nood raak te sien. En om dan as jy kan te help. Al is dit met 'n woord van bemoediging, al is dit met 'n ek bid vir jou, al is dit met 'n drukkie, dis oukei. So die vraag is waarmee ek wil eindig vanaand is eintlik net dit, eenvoudig. Wil jy nie maar aanmeld vir diens nie? Wil jy nie aanmeld vir diens sodat God deur sy Gees jou kan gebruik in die liggaam van Christus nie, in die koninkryk van God. Ek gaan ons daarby los. Kom ons gaan kou daaraan verder by die huis. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here dat ons hierdie gedeeltes kon lees wat Paulus geskryf het rondom die werking van u Gees in ons lewens. En help ons Here om te besef, dit gaan nie oor onsself nie. Help ons Here om die fokus van onsself af te haal en die fokus te plaas op mense om ons. Help ons om te besef dat die werking van die Gees gaan oor verkondig, bely Christus, die evangelie en om mekaar ook te dien. Help ons om mekaar raak te sien in hierdie gemeente, in ons omgewing. Help ons om die seer, die nood, die moeilikheid raak te sien. En gebruik ons, Here, om ook daardeur 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Maar help ons, Here, om te waak daarteen, dat ons nie hoogmoedig word of selfsugtig raak rondom die werking van die Heilige Gees in ons lewens nie. Ons vra dat Here alleen uit die groot en heilige genade wat U aan die kruis vir ons bewys het. Amen. Mag die Here jou gebruik om diensbaar te wees deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen.